Dis hy, goeiemôre julle. Voorlopige welkom. Ons gaan weer ouer gewoonte saam met mekaar 'n bietjie voorsang doen. Die liede sal julle sien is almal in die lydenstyd genre. Dis natuurlik omdat ons in daardie tyd van die jaar is. Alhoewel dit lydenstyd is die tema vir vanoggend se erediens daai lautere wat beteken vreugde. Nou ons gaan vanoggend baie praat oor hoe 'n mens tog kan dankbaar wees en bly wees. Al is dit dat ons oor die lyding van Jesus Christus dink, is dit natuurlik ons verlossing. So met die voorsang, neem gerus die tyd, raak so 'n bietjie rustig in jou hart. Ons is nou net 3 manne wat vanoggend sing. Ek het gedink dalk moet ek sê die 3 wyse manne, maar dit sal 'n blaatante leuen wees. So toe dink ek, kom ons sing maar net saam met mekaar. Kom ons loof en prys die Here met ons loflied. Aanskou die heiland sien die kruis, die hemel fors verag vergrys. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang. Hy hang van God en mens verlaat, hy sien waar ander spot en haat. Hy blyf verdra, vergeef, versoen, en so 'n redder sal ek roem. Vir al my skuld het hy betaal, vir my in alle angs gedaal. Sy kruis, sy liefde onbegrens, ontsluit in my 'n nuwe mens. Kan ek nou met vreugde dien, en ruimtes deur sy kruis voorsien. 'n liefde so volmaak en vry, hy's alles ook van my. Jesus lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur gooins en God verlaat. 1000 maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Koning tot 'n spot geteken, met 'n riet en doornenkroon, by die moordenaars gereken, met veragting, smaad en nood, sodat ons mag vryspraak vra en die kroon van eer kan dra. 1000 maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer.
Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat, my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. En ek self, wat kan ek doen, om my sondes te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog gewen, kan my red Heer U alleen. Leeg net met my sonde las, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Heer, my rots bo almal groot, staan U vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar U bly onwrikbaar staan. Ewige rots, U laat ook my veilig ewig in U bly. Kom ons staan saam wanneer ons laaste toetrede lied sing, God enkelig voor U gesig. God enkelig voor U gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor U verskyn nie. Heer, waar dan een tot U alleen, U sal ons nooit vergewe. U eie seën, ons borg en steen, is ook ons weg tot lewe. Ja, amen, ja. Nou kan ons mekaar daarom groet. Ek glo almal wat vanoggend wou kerk toe kom is by die gemeenskap van gelowiges aangesluit. So ek sê vir julle goeiemôre. Baie welkom in ons liturgie. Ja, dit is vakansietyd. Ja, dit is lydenstyd. Maar soos ek vroeër gesê het, ek dink dit is so 'n belangrike tyd van die jaar, want daar is so 'n bietjie rustigheid wat oor die gemeenskap van geloof ook kom. Ek het vir julle gesê, vanoggend se tema, daai latare, is dan die Latynse woord vir vreugde, en dit is dan spesifiek vreugde in die verlossingsdade van Jesus. Ons laaste woorde wat ons gesing het. Ja, amen, ja, op Golgotha betaal hy vir my sonde. Sy kruis en bloed is die boetedoening vir ons sonde. So, kom ons as 'n gemeente, hoor daarom net hoe dit gaan. Daar's altyd 'n paar afkondigings, dinge waarmee ons besig is. Waar u ook kan betrokke wees. Vanoggend se kollekte gee ons spesifiek vir Dominee Gawie Jordaan.
Hy is betrokke by Hospivisie. Dis 'n hospitaalbediening by Steve Biko Hospitaal, waar hy weekliks mense gaan besoek, hulle gaan bemoedig, vir hulle gaan bid en hulle versterk. So as jy graag vir die bediening wil bydra, dan weet jy ook waarvoor ons vanoggend ons bydraes lewer. En dan wil ek julle net reeds vroegtydig al uitnooi na ons Paassiklus. Ons is nou by die 4de Sondag in Lydenstyd, maar die 17de April begin die Paasnaweek. Ons begin daardie aand met 'n ontmoeting waar ons saam die aansit nagmaal vier en dit spoel dan uit in die Paasfeesdiens van die 20ste April. So ons het daai 2 eredienste oor die Paasnaweek as jy miskien daarop wil let. Dan herinner ek julle aan ons gemeente se feesviering. Dis ons 50ste bestaanjaar hierdie jaar en ons gaan so in einde Junie as 'n gemeente saam klomp dinge doen. Joshua na die reën gaan bietjie by ons kom kuier, die Ammetjie koor gaan sing. Ons gaan 'n feesdiens hê waar ons gaan saam nagmaal hou. Ons nooi al die ou geestelike leiers, die predikante wat nog lewe en hulle gades. En ons gaan regtig 'n bietjie ook saam met mekaar net dankie sê vir die 50 jaar wat die Here ook ons gemeente toegerus het om in die gemeenskap diensbaar te wees. So Zeldien hulle by gasvryheid, hulle het so 'n feesbekertjie wat hulle maak, is 'n koffiebeker. Hier gaan 'n klomp wees, maar toe het 'n paar lidmate reeds gesê hulle wil graag so 'n beker hê. So as jy so 'n beker miskien op die bestellys wil byvoeg, dan kan jy net met Zeldien gesels tydens die koffie. En sy sal jou naam dan ook op die lys bysit, maar daar gaan 'n klomp bekers wees om dan maar net so ook dankie te sê vir die wonderlike dinge wat die Here in 50 jaar in en deur ons gemeente gedoen het. Dit is dan nou die administratiewe en bedieningsafkondigings, maar ons is dan 'n gasvrye gemeente. Ek weet ons is nou in die vakansietyd, die kinders is maar bietjie min, maar sê gou daarom net vir mekaar goeiemôre, hoor hoe dit gaan, en as jy iemand ken, hoor bietjie waarmee is hulle besig, en as jy hulle nie ken nie, stel jouself asseblief voor. So terwyl julle lekker gesels, sê ons altyd ook daarom net so in die gees welkom vir die mense wat op die livestream inskakel. Ons hoor altyd baie van die dinge waarmee hulle besig is. Dit is nogal snaaks om te dink dat ons e-kerk is nou eintlik al veel groter as ons gewone kerk. Maar dit is daarom tog lekker om so by mekaar te wees en te weet julle bid saam met ons. Nou dat ons mekaar in die oë gekyk het, moet ons daarom net die belangrike dinge doen. Ons moet vir mekaar lief wees. In ons gemeente probeer ons die gebod gehoorsaam om lief te wees vir die Here en vir mekaar. So daar's 'n paar dinge wat ons net bietjie wil uitlig en weer 'n keer met julle wil deel. Ons het die laaste paar weke baie gebid vir Antoinette Grindling en vir Tannie Anna van Urbaan. Hulle is albei die week ontslaan en hulle is by die huis besig om aan te sterk. Maar Tannie Anna moet weer later van tyd terug gaan vir verdere toetse. So hou haar asseblief in julle gebede. En dan ook Gerard van Urbaan. Jan en Tannie Anna se seun is toe Woensdag opgeneem in Unitas Hospitaal, sy intensiewe sorgeenheid. So dit is nou eintlik so 'n bietjie die noodlot wat daai gesin werklik tref. So hou hulle asseblief in julle gebede en in julle gedagtes. En dan Estel, ek gaan die vrymoedigheid neem om te sê sy gaan ook vir 'n groot operasie. So ons wil jou ook asseblief op die gebedslys byvoeg en ons dink aan jou en ons bid vir jou. Ons bid regtig dat die mediese personeel jou sal kan dien tot die beste van hulle vermoë. En dan 'n bietjie hartseer nuus. Baie van julle ken vir Oom Willie van der Vyver. Ek dink hy was een van die langstaande lidmate in ons gemeente. Altyd daar agter gesit. Ons het hom ons Oom Willie wimpers genoem, die lekker lang wimpers. Hy is Vrydagoggend oorlede na 'n hartoperasie. Ons sal definitief die inligting in sake sy roudiens vir julle deurgee vir die wat julle wat saam wil kom rou en saam met ons wil kom afskeid neem. Ons bid vir sy kleinkinders en bid regtig dat die Here hulle in hierdie tyd sal bystaan. So dis bietjie die seer nuus en dan het ons ook goeie nuus. Kan ek net voor ons na die goeie nuus toe gaan vinnig vra, is daar darm nog iemand wat 'n gebedsversoek het? As daar miskien, daar's altyd so 1 of 2 gebedsversoeke wat nie op die gebedslys kom betyds nie, maar ek dink ons het hulle almal aangeraak. Dan het ons baie goeie nuus. Julle wonder miskien hoekom dit net die manne is wat sing. Dis omdat Eunice vir John Jacques na die SA kampioenskappe toegevat het, skole-kampioenskappe. En nou die wonderlike nuus, John Jacques is 'n dubbele SA kampioen. Hy het die drie sprong en die verspring gewen.
So ons is baie trots. Ek hoop hy kyk, ons klap maar vir hom hande so op die internet. Maar ek dink ons kan Jacques asseblief dra ons gelukwense aan. Ons is baie trots op hom. Dis wonderlike nuus. En dan het ons nog wonderlike nuus, eintlik so net so vinnig vir 'n paar mense geluk sê met hulle verjaarsdag. Vandag verjaar Annelien Maree. Ek het haar nie gesien nie. Daar sit jy, kruip jy weg. Hoorie, jy moet so lank so stukkie vorentoe kom, want jy deel jou verjaarsdagweek met iemand baie spesiaal, maar ons gaan vir jou ook sing. Môre verjaar Sean Fourie, hulle sit mos nou, julle ken vir klein Sean, Maurits se seun, hy word môre verjaar hy. Dinsdag is dit Annelien Du Plessis, Drieke Skonken en Jason Skonken. Ons het Woensdag 'n spesiale maat, maar ek sal nou iets meer van haar sê. En dan Vrydag is dit Kim Lourens, Henry se kleinkind, Denise van Niekerk en Johan van Wyk. En dan Saterdag is dit Rian Myntjies en Cordel Opperman. So dis 'n klompie mense wat verjaar. En dan wys Derek vir my, hy het nou vir my 'n boodskap ook gestuur wat ek moet lees. So Sakkie vra, hy wil net vir Isak Pelser ook gelukwens met sy 80ste verjaarsdag. Sakkie, dis daar van julle kant af, nê? Nee. Alright. So Isak word vandag 80 jaar oud. Baie geluk vir hom ook. En dan sê, ja, dis nie Sakkie nie, dis jou vrou wat ons herinner. Sakkie, jou pa verjaar vandag, hoor, jy moet vir hom geluk sê. En dan wil ek graag vra, Annelien kom 'n bietjie vorentoe, en Tannie Cecile word Woensdag 91 jaar oud. Mag ek vra, Tannie, sal Tannie kan kom, of moet ons na Tannie toe kom? En dan wil ek graag daai mikrofoon net leen, want ek dink as iemand 91 jaar oud word, dan kan hulle seker maar iets vir die gemeente sê, nee, Tannie. Annelien, kom staan gerus nader. En ek het 2 vrae wat ek vir Tannie Cecile wil vra so na 91ste verjaarsdag week. Die eerste ene is, wat is die belangrikste ding wat sy geleer het in die lewe? Tannie kan sommer net so hier op die hoekie staan, Tannie hoef nie te ver te loop nie. As Tannie nou vir ons een tikkie advies vir die lewe kan gee, wat sal Tannie vir ons sê? Dankbaarheid. Maar Tannie moet dit daar binne sê. Dankbaarheid. Ek is so dankbaar vir elke oggend dat ek wakker word. Is dit dank vir die Here vir my nog gee hier op aarde. En hy skenk vir my soveel liefde. My dogter, wat vir my so pragtig sorg. Elke dag, elke aand, as ek vir haar sê, dankie my kind, vir wat jy vir mamma vandag gedoen het. Dan sê sy, my mamma, dit is net 'n plesier. En dan die tweede vraag wat ek vir Tannie wil vra is, hoeveel eredienste dink Tannie het Tannie bygewoon? Nee, dis baie. Wanneer rede hoekom ek dit vra is, ek dink ons het vandag 'n maatjie wat vir die eerste keer kerk toe gekom het. En Lisa Wessel wil julle nie ook vorentoe kom nie, want hier staan 'n tannie wat nou al baie in die kerk was. En dan wil ek vra dat julle vir ons voorstel aan ek dink dis nou eintlik wonderlik, want regtig ek is oortuig van Manda sal sê of ek verkeerd is, maar ek dink ons oudste en ons jongste lidmaat is vanoggend in die kerk. So Wessel, ek gaan vir jou die eer gee. Kan jy dalk net vir ons sê wie is hierdie jonge dame wat hier langs Tannie Cecile staan? Ja, is aan. So dis die nuutste lidmaat, dis Olivia. Sy's nou 3 maande oud. So ek het vir Neeltjie gevra om vorentoe te kom. Ons het dan eintlik 3 baie spesiale vroue vanoggend in die gemeente, 'n regte egte verjaarsdag maatjie. Vir Tannie Cecile wat hierdie week 91 word en dan vir Olivia wat vandag dan haar eerste erediens bywoon. Kom ons in ons gemeente het ons die gebruik om te bid met 'n oop hand. Ons ouderling sal hande oplê en dan kom ons sê maar net so op 'n spesiale manier vir die Here dankie vir al hierdie 3 kosbare geleenthede vandag in die kerk. Almagtige Vader, Heilige Gees, in U teenwoordigheid leef ons lewens. En of ons 3 maande oud is, of ons vandag ons verjaarsdag vier en of ons 91 jaar op hierdie aarde loop, gebeur niks wat ons doen buite U oog nie. U sien alles, U is in alles. En daarom sê ons baie dankie vir hierdie 3 kosbare vroue wat vandag in hierdie erediens deel word van die gemeenskap van geloof. Ons wil kom vra, Here, op die verskillende plekke in hulle lewens waar hulle is, waar die een nog deur haar moeder versorg word, waar die ander een saam met haar man 'n pad van lewe stap en waar die ander een deur haar dogter versorg word. Weet ons, Here, ons is deel van en in U gemeenskap. Mag ons U in alle dinge sien en eer. Amen.
Dankie. Wessel, gaan ek jou vra of jy vir tannie Cecile net sal mooi oppas en seker maak sy kom weer terug op haar plek. So deel ons as 'n gemeenskap van geloof dan eintlik in wonderlike dinge met mekaar. Dit is waarom kerk so belangrik is. Ons gaan die erediens begin toevallig. Het iets gebeur? Oom Frans? Ja. Ek wil net ek het nie gehoor of gesien dat sy geluk gaan wees word nie. Maar dominees Andien Fischer was maandag 18 jaar met die ander dominee getroud. Ons wil vir hulle afwys en veel skrik. Dankie oom Frans. Ek Was hy 18 en 55. Toe ons huweliksherdenking die maandag vier oom, toe sê Anien vir my, nou is ons huweliksmondag, nou mag ons oopmond soen. Nou wil ek weet, wat mag 'n ou doen as jy 55 jaar is? Die vreugde en die blydskap gaan ons vandag met mekaar uit Psalm 32 vier, en ek wil dit gebruik het as 'n aanvangswoord, 'n welkomingswoord. Die skrywer van Psalm 32 sê, die Here bied vir my beskutting. Hy vrywaar my van nood. En dan die opdrag, verbly julle in die Here. Jy geregverdig is, ja, jubel dit uit. Almal met opregte harte. Voorwaar met jubelkrete van bevryding omring hy ons. Mag dit dan so wees dat as jy vanoggend hier sit, al is dit die enigste ding wat jy onthou, dat dit sal wees dat jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. En dat jy van aangesig tot aangesig met God kan gaan, nie op grond van enige iets of iemand nie, anders as Jesus Christus nie. Vir jou vriend van Christus, vir julle vriendinne van God, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, wat wonderlike dinge doen, deur die krag van sy Heilige Gees. En dan sê ons almal saam, Amen. Ons gaan dan nou dit doen. Ek wil graag vra, waar is al die maatjies? Ek weet julle is min, maar ek het 'n baie groot werk wat ek julle wil vra om my mee te kom help. En ek dink tannie Rosaan gaan vanoggend julle darm ook op julle eie vlak ontmoet. Maar voordat julle gaan, wil ons darm net vir julle hallo sê in die erediens en saam met julle 'n gebedjie sê. En daarom net hoor hoe dit met julle gaan. So kom sit gou-gou hierso voor. Hier kom 'n paar van die maats. Ek sien hulle. Dis eintlik so lekker dat julle nog steeds in die kerk is, nê? Nee, kom gou nader na my toe. Alright, maats, ek het vanoggend 'n groot ding kerk toe gebring, maar ek het so 'n bietjie gesukkel om hom te dra. So ek wil dalk vir hierdie, wat is jou naam, jong man? Tato, nee. Tato, praat jy Engels of Afrikaans? Which do you prefer, English or Afrikaans? Afrikaans. Tato, ek wil vir Tato vra, hy moet gou vir my 'n groot guns doen. Tato, sien jy daai boks wat daar lê? Wil jy hom nie gou vir my bring nie? Daai boks daar op die vloer, Tato. Ja, bring hom gou. Bring die boks. O, Tato, jy moet hom nie sleep nie. Tel hom vir my op, hoor. Ja, as jy kan, Tato, dalk bo jou kop. Sê, Tato. Kom ons gee vir Tato 'n lekker applaus. Hy het hom tot hier gebring. Maar ek wil eintlik graag sien wie is ons grootste maatjie vandag in die kerk? Alright, nee. Kom jy bietjie nader? Kom ons kyk, sal jy hom bo jou kop kan optel, die hele boks. Ek wil gesien het hoe sterk is julle. Kan jy hom heeltemal, maar jou arms moet reguit wees. Ja. Alright, Tato, dink jy sal dit kan doen? Kom ons kyk. Kom ons kyk. Gideon, dink jy sal dit kan doen? Kom ons kyk. Tato, don't worry too much. Moenie te veel bekommer nie. Kom ons kyk of kan Gideon dit doen. Staan jy hierso by my? Kom ons kyk. Gideon se naam beteken mos God se vegter. Kom ons kyk of hy kan. Gideon, kan jy? Kom Gideon. Kom Gideon.
Wag 'n bietjie, ek het 'n plan. Wat dink julle? Dink julle as Tato en Gideon saamwerk, sal hulle kan? Kom ons kyk, Gideon, as jy daai kant vat, Tato, vat jy die kant? Hoe dink julle gaan hulle, kom ons kyk of julle hom nou bo julle koppe kan kry? Draai hom plat, kom ons kyk. Dink julle hulle kort nog bietjie help? Benjamin, kom ons kyk as jy hulle help? Of het beter gaan? Assai! Okay, nou maatjies, kom sit gou, dan wil ek, Tato op die kop, is hy alright? Is jy alright? Hy's alright. Kom ek vra julle gou 'n vraagie. Hoekom dink julle was dit so maklik vir die groot maatjies om hierdie boks op te tel? Want hulle is al groter en sterker, nee. Nou, hoekom was dit so moeilik vir die klein maatjies? So is hierdie boks te groot vir party maatjies en bietjie makliker vir ander maatjies. En toe, hoekom met twee maatjies as hulle saamwerk, dit bietjie makliker reg gekry? Dan word die las, dan word die las 'n bietjie ligter. Nou het julle gelees in die Bybel, sê Jesus, ons moet ons las op hom neerlê, nê? Hy kan ons las ligter maak. Nou ek wou gehad het, julle moet vanoggend na hierdie groot swaar boks kyk. Nee, moet hom nie oopmaak nie. Nee, julle moet na hierdie groot swaar boks kyk. En dan wil ek hê julle moet dink aan die sonde in julle hartjies. Wie van julle het sonde in julle harte? Daar sê, julle kan maar sê, ons praat die waarheid. Almal in hierdie kerk het sonde in hulle harte, maar daai sonde is soos hierdie groot boks wat jy wil begin dra. En as jy nou miskien bietjie jaloers is in jou lewe, of as jy miskien 'n bietjie lelike goed vir iemand sê, dan dra jy dit. En dit is 'n bietjie swaar om te dra. En dan voel jy, weet jy wat, ek wil nog nie net bietjie lelik wees nie, ek wil sommer so bietjie skinder ook. En dan skinder jy nog 'n bietjie en dan word die las nog 'n bietjie swaarder. En dan gaan jy agterkom, weet jy wat, iemand was met my lelik en nou beklei ek met hulle, en dan gaan jy agterkom, daai las raak naderhand so swaar dat jy hom amper nie kan dra nie. En dan sê Jesus, wat moet ons doen met ons las? Ons moet dit vir hom gee. Ons moet ons las afgooi. Nou as ek die boks gooi, is ek bang hy maak 'n groot geraas, maar Jesus sê ons moet ons las afgooi. Wie vat ons las weg? Jesus. En hoe doen hy dit? Waar vat hy ons las weg? Hier's 'n leidraad in die kerk. Aan die kruis. Nee, daartoe vat hy al ons sonde weg. En kan ons lig voor God gaan staan. Jy hoef nie skuldig te wees as jy voor God gaan staan nie. As jy voor die Here gaan staan, dan kyk hy na jou en hy sien die prys wat Jesus betaal het. En hy spreek jou vry. Gaan julle dit onthou? Laat Jesus julle laste dra. Gee julle laste vir hom. Okay, nou kom gou saam met my op julle knieë, dan sê ons 'n gebedjie en dan gaan julle saam met Tannie Rosaan kuier vanoggend. En sy gaan vir julle leer van Jesus wat ons sonde wegneem. Okay, sê soos ek sê as julle wil. Kom ons sê mooi. Jesus Christus, baie dankie dat u al my sonde vat. Daai dinge wat my so moeg en moedeloos maak. U kom red my daarvan. Amen. Asai, dankie maats. Daar gaan julle, ek hoop sommer julle leer baie en kom wys vir ons alles wat julle gedoen het. Okay. Nou goed, terwyl die kinders dan buitentoe beweeg, ek het nog 'n mooi prentjie gehad. Wil ek graag 'n vriend nooi, ons in ons gemeente, julle weet dit, werk saam met netwerkvennote, mense wat se hande ons vat, om ook die koninkryk in die wêreld te sien kom, en Leon, ek weet nou nie waar hy toe nou gaan sit op die ou ende nie, Leon kom asseblief, Leon kom van Harvesters Ministries af, en hy het vanoggend bietjie by ons kom kuier, en hy gaan net so in 'n paar minute vir ons bietjie vertel van die werk wat hulle doen. Dis belangrik dat ons in die kerk nie net hier sit en mekaar geestelik warm broei nie. Ons het 'n evangelie taak wat ons ook moet uitvoer, en is lekker dat mense soos Leon ons daaraan herinner, en ons gaan nou saam met hulle bid, maar hy gaan ook saam met ons tee drink, as julle nou 'n bietjie meer wil weet. Ek wil net vir hom sy mikrofoon gee. Asai, Leon, baie dankie, ons sien uit daarna om na jou te luister. Daai pyltjie af, gaan jou volgende skyfie wees. Dis hy. Goeiemôre gemeente, en baie dankie Dominee van Wyk dat ek vanmôre hier
net vinnig vir julle kan kom vertel, wat doen Harvesters Ministries? En ek dink die rede hoekom ek vanmôre hierso is dieselfde storie met hierdie boks wat hierso staan. Ons kom vra julle, help julle ons as Harvesters om die las ligter te maak daar buite vir ons, daar waar ons besig is om sendingwerk te doen. Net so vinnig, ons plant kerke, daar kan julle sien die 5 bene wat Harvesters Ministries op staan. Ons plant kerke, dit is die ene daarso aan die linkerkant, en daar waar ons kerke plant, daar lei ons 'n leraar op. Want ons wil nie hê daar moet mense wees wat doemspreiers is en al daai valse evangelie verkondig daar buite nie. Dan die derde ding wat ons doen is, ons doen evangelisasie, dis die sirkeltjie daarbo, en dan die 4de enetjie is, as gevolg van evangelisasie gebeur daar disippelskap. En dit is wat ons graag doen daar buite, en dan het mense Bybels nodig. En dit is wat Harvesters Ministries daar buite doen, net om julle so 'n prentjie te skets van wat ons doen. Ons het al meer as ons is in 97 lande betrokke met kerkplanting. Ons het al so oor die 130.000 kerke wat ons geplant het. Wat se kerke is wat ons plant? Ons plant kerke wat by die denominasie aansluit in die omgewing wat hulle is. Met ander woorde, dit kan 'n NG kerk wees, dit kan 'n Baptiste kerk wees, en dan vat ons die mense deur hierdie prosesse. Ons het so 40.000 van hierdie studente wat ons jaarliks oplei, en ek gaan nie verder baie daaroor sê nie, dan gaan ek daai enetjie verbygaan. Daai is maar net 'n prentjie waar ons besig is om evangelisasie werk te doen. Ons het 'n mooi model wat ons volg. Ek gaan nie nou daaroor uitwy nie, jy kan na die tyd met my praat daar by die tafel. Die model is, wat ons volg is, hoe om mense op te lei, om leraars te wees in 'n gemeente, soos wat hierdie ook, wat ons vermoor ook hierso het. Dan, ons doelwit is, en nou gaan ek julle so 'n bietjie skok, ons doelwit is, ons wil voor 2030, wil ons 1 miljoen kerke geplant hê. Ons wil 1 miljoen leraars opgelei kry. Ons wil honderde miljoene disippels maak. Disippels soos wat ons vanmôre hierso in hierdie wonderlike gemeente sit, hierso in Silverton. Ons het 'n projek wat ons hardloop, en ons noem dit Eerste Kerk, Eerste Bybelprojek. Ek dink Dominee van Wyk het verlede week vir julle al reeds genoem van die projek van Harvesters. Ons vra elke NG Kerk in Suid-Afrika, gee vir ons 1 Bybel of gee vir ons 10 Bybels, net wat julle kan bekostig. Kom ek sê vir u vanmôre, 1 Bybel kan die las soveel ligter maak daar buitekant in die plekke waar ons werk. Ons bied ook 'n disipelmaker kursus op aan kom doen dit in gemeentes in, maar gaan nou nie veel daaroor sê nie. Ek wil net so vinnig sê, ons was in Januarie in Lesotho gewees. Ons het 1000 Bybels, amper 1000 Bybels daar in Lesotho gaan versprei, en ons het so by 45 kerke uitgekom waar ons 'n Bybel in mense se hand gesit het, in Sesotho, in Lesotho, in die Semonkong en KwaZulu-Natal area waar ons besig was. Daar sien julle, dit is bokse daai wat daar so staan, wat ons die las ligter maak op mense daar buite. Dis maar net 'n voorbeeld wat ek gee van hoe dit lyk. Daar is 'n leraars kom uit die bosse uit, in die rural areas waar ons besig is om te werk, kom hulle uit en hulle kom haal hulle Bybels vir hulle mense wat in disippelskap is. Ek dink, ek wil die klem daarop lê, ons gee nie net Bybels uit nie. Ons gee Bybels aan mense wat in disippelskap is met 'n plaaslike gemeente. 'n Gemeente soos hierdie, waar mense dit regtig nie kan bekostig nie. Net om julle so 'n bietjie 'n samevatting te gee, Mosambiek verlede jaar April, ek vra verskoning vir die Engels daarso, ons was 5 spanne, 120 kerke besoek, 300 Shona Bybels, 4000 Portugese Bybels, 300 audio Bybels, Treasure Hunt Bybels, Reach for Life. 5000 mense was bereik gewees met die Bybels wat ons vir die mense vat in daai areas waar ons kerke geplant het, waar hulle in disippelskap staan met daai gemeentes. Ek het ook die voorreg gehad, verlede jaar in Julie maand was ek in Rwanda gewees. Ons het daar so 3000 Bybels gaan uitdeel, 120 kerke besoek. Die tragies was gewees daar in Rwanda, toe ons daar so kom. Terwyl ons daar is, ons het die Sondag aangekom, die Woensdag het die regering gekom, 5600 kerke toegesluit. Maar die Here het ons nogtans gehelp, ons kon daai 3000 Bybels kon ons by daai gemeentelede uitgekry het in Kigali. Wat 'n wonderlike land om die evangelie te versprei.
maar net jammer, die regering wil nie daarmee saamwerk nie, maar meer bietjie daaroor later. In Oktober maand was ons in Malawi gewees, ons het 10,000 Bybels daarso uitgedeel, ja, ons het 1065 kerke bereik. En as ek sê, dis kerke daai, dit is kerke in die bosse in, ons moet met 4x4's en daai goed ry om by daai kerke te kan uitkom. So, die laaste enetjie wat ek net wil noem is, ek gaan maar net so deurblaai, daar agter by die tafel, ons het 'n uitreik wat gaan plaasvind in Oktober maand, nee, ek jok in Junie maand, waar ons weer Zambië toe gaan, waar ons daai mense in haglike omstandighede 'n Bybel in hulle hand gaan sit. Is dit nie wonderlik om die evangelie boodskap van Jesus Christus na mense toe te kan vat? Ons kom in die mees rural areas, dan vind ons mense wat Jesus Christus liefhet, net soos ek en jy, maar hulle het nie 'n Bybel nie. Help ons, maak die las ligter vir Harvesters Ministries, en ons waardeer julle as 'n gemeente wat dit saam met ons doen. Baie dankie, Dominee. Ek weet nou nie of het ek hom so bang gepraat nie, maar hy het nou regtig vinnig sy werk gedoen. Die filosofie van ons gemeente is juis om nie alles self te probeer doen nie, en dis hoekom dit vir ons so lekker is om hande te kan vat met ongelooflike organisasies soos julle sin. En ek wil julle regtig aanmoedig, ons het so 'n bietjie gepraat toe ons in die week vergader het, of dit nou sinlik is, dit is 'n vakansiesondag en dinge is bietjie rustiger, en toe sê ek vir hom, ek dink juis eintlik dis 'n goeie tyd om te gesels. Want as die dinge so aan die gang is in die gemeente, en die gemeente is so vol, dan baie van die informasie spoel sommer maar net verby 'n mens. So ek wil julle regtig aanmoedig, daar gaan na die diens regtig 'n lekker koppie tee, koffie wees, iets om te eet. Kom, Leon het 'n tafel waar hy gaan staan, kom gesels bietjie met hom oor die werk wat hulle doen, vind bietjie meer uit van dit. Ons bedoeling met hierdie projekte is eintlik altyd dat die lidmate dan ook by sulke groepe sal kan inskakel en betrokke raak. So al is dit die enigste ding wat jy dan vanoggend doen, is om dan net so lank in jou Google in te tik Harvesters Ministries, om by die huis 'n bietjie meer te gaan lees en te gaan kyk op die internet wat hulle doen. Op hulle internet het hulle ook 'n skakel wat jy kan klik, waar jy direk 'n Bybel kan borg of 'n Bybel kan gee. En ek sê altyd vir mense, dis minder as wat 'n uitete jou kos, en jy gee eintlik vir iemand die voedsel van die ewige lewe. So maak asseblief werk daarvan, loer in by hulle en hoor hoe dit gaan, en as dit enigstens in jou gees resoneer, raak betrokke. Ons wil daarom net graag as 'n gemeente saam met julle en vir julle bid, en kom ons word dan net stil as ons saam in gebed is. Almagtige Vader, hierdie kerk sou nie hier gewees het as iemand nie gestuur was nie. As iemand nie lank terug reeds hiernatoe gekom het met 'n getuienis en 'n roeping om u wonderlike woord te versprei nie. In hierdie kerk sit elkeen van ons 10 teen 1 met 3 of 4 Bybels by die huis, en kan ons kies of ons in Engels en of ons in Afrikaans, die 53, die 83, die 2020 vertaling wil lees. Ons het eintlik soveel van die woord, dat ons dit nie meer waardeer nie. En daarom is ons baie dankbaar vir groepe soos Harvesters, wat in die sendingveld ingaan, maar nie net gaan sending doen nie, ook gemeentes gaan toerus. Plaaslike mense wat tot bekering gekom het, gaan oplei, om op 'n verantwoordelike manier met die woord om te gaan. En ons wil so graag, Here, gees en hand bysit in die werk wat hulle doen, en vra dat u hierdie organisasie dan ook ryklik sal seën, met mense wat inskakel, mense wat glo in die werk wat hulle doen, en mense wat deel word van die projekte. Dankie ook, Here, dat Leon hier uit ons gemeenskap, in ons gemeenskap by ons kom kuier en vir ons vertel. Mag u regtig hulle hele organisasie, elke werknemer en elke vrywilliger toerus met entoesiasme, met geloof en met volharding. Amen. So Leon kuier die hele dag by ons, julle kan gerus, hy het 'n stasie daar agter by die boekrak, loer in en hoor van die werk wat hulle doen. Ons gaan dan nou juist dit doen, en dit is hoekom die kerk betrokke is by die Gideons, by die Bybelgenootskap en by Harvesters. FEBA versprei ook die radio's waarop die Bybel is. Die woord van God is vir ons belangriker as enigiets anders. Ons heg meer waarde aan die woord van God as aan predikers. Ons heg meer waarde aan die woord van God, selfs as aan kerke, want die woord van God is onfeilbaar. En daarom in ons erediens
maak ons altyd 'n ruimte waar ons ernstig is oor die woord en gaan ons dan nou vanoggend saam lees uit Psalm 32. En omdat dit so belangrik is vir ons, neem ons as 'n gemeente altyd genoeg tyd om onsself geestelik voor te berei. So ek wil graag vanoggend vir jou hierdie twee dinge in jou hart sit. Ek wil vir jou eintlik vra, wees gou vir 'n oomblik eerlik met jouself, hoeveel waarde heg jy aan die Bybel? Aan die woord van God, hierdie bron wat ons nou hoor, mense baie voor sal waag om te versprei, maar meer nog so, mense eintlik met hinkerende hande voorwag. Vra jouself net gou, toets jouself vanoggend, hoe belangrik was die Bybel? Hoe belangrik was die woord van God hierdie laaste week vir jou? En as iemand miskien agter jou sou aanstap, hoe gereeld sou hulle jou gesien het na daai bron toe gaan vir lewensinsig? En ek weet nie wat jou antwoord is nie, maar jou antwoord moet op jou hart weeg. En terwyl jy daarmee sit, dan wil ek vir jou sê, onthou dat psalms, of die psalter, soos dit in die teologie bekend staan, juis die stem van die gewone gelowige is. Dis nie soos die profete of die briewe nie, dis nie soos die tekste in Openbaring, die wysheidsliteratuur nie. Die psalms is eintlik hierdie bundel van gewone mense se geloofsreis. Daar's baie navorsing in die teologie gedoen oor hoe die psalms werk en waar dit vandaan kom, en almal is dit eintlik maar eens. Dit is 'n klomp verskillende dinge. Party psalms lyk soos klaagliedere, ander lyk soos lofliedere, party lyk soos bekeringsgebede. Dis verskillende dinge, maar die antwoord is eenvoudig. Dit is die gebede van die kerk van die eeue. As jy die psalms lees, en dit is hoekom dit met soveel mense se harte resoneer, dan lees jy die gebede van gewone mense wat op reis was met God. En dis hoekom ek jou hierdie vraag gevra het met die Bybel nou. Want ek wil graag vir jou vra in die tweede plek, as ek nou vir jou gevra het, hoe belangrik is die Bybel vir jou, wil ek nou in die tweede plek vir jou vra, hoe gaan dit met jou en God se verhouding? As 'n nuwe mamma met 'n babietjie instap, gaan almal vir haar sê, hoorie, sê vir ons bietjie, hoe gaan dit daar by die huis? Slaap sy al? Jy weet, eet sy goed? Doen sy alles wat ons nou verwag? Haal sy haar stasies soos wat ons hoop sy doen? Maar ek wil nou vanoggend dit op 'n bietjie op 'n geestelike vlak vir jou vra. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Toe jy die heel eerste keer in 'n kerk was, 91 jaar gelede, het jy seker ook maar hier gesit as kind en iewers gedink, weet jy wat, hierdie God ding, hierdie kerk ding, dis belangrik. Obviously maak dit saak. Daai ou daarvoor sê dis die begin en die einde van alles. En jy het miskien in jou kop gedink, waar gaan ek regtig ernstig raak met God? Waar gaan ek regtig in diepe verhouding met die Here wees? En dan wil ek vir jou vra, is jy daar? En ongeag of jy daar is, waar is jy? In die eerste plek, hoeveel waarde heg jy aan God se woord? En in die tweede plek, hoe gaan dit met jou en God se verhouding? En terwyl ons met hierdie gedagtes in ons harte sit, gaan ons 'n gebed saam bid in voorbereiding, en julle gaan sien hierdie gebed is beleidend. Hierdie gebed sê eintlik, maar Here, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek is nie soos ek wil wees nie. En daarom vra ek nou vir u, voed my met u woord. Ons gaan net so saam met mekaar sit en dan hierdie gebed sing. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Was jy daar toe hy wreed mishandel is? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Sien jy raak wat hy als vir jou verdien? Al die pyn, al die spot, sy donker uur. Daar aan die kruis het hy
sonde, al ons sonde. Sien jy raak wat hy als vir jou verdien? Weet jy nou waarom hang hy aan 'n kruis? Weet jy nou waarom hy so swaar moes ly? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde, al ons sonde. Weet jy nou, hy dit als vir jou volbring. Ons lees dan saam in die woord van die Here, Psalm 32. En as jy gaan kyk na die navorsing, dan sê almal dat hierdie Psalm het eintlik verskillende elemente van Israel se geloofsgeskiedenis, die manier hoe Israel die Here verstaan het. As ek hierdie selfe vraag vandag vir iemand gevra het in Israel, dan sou hulle antwoorde anders gewees het. Die Israeliete het nie baie waarde aan hulle geestelike literatuur geheg nie. Daai dokumente of daai papierusse wat opgerol in die tempel gelê het, was nie vir hulle soos wat ons voel oor God se woord nie. Dit was maar net eintlik die fisiese neerpenning van dit wat die profete gesê het. As jy vir 'n Israeliet gevra het, hoe lyk God se woord? Dan sal hy vir jou gesê het, in die eerste plek, God se woord lê in die mond van die profete. So hulle was ongelooflik afhanklik van mans, om vir hulle te sê wat God sê. En ek gaan nou vir jou sê, ek dink jy moet baie mooi hoor wat ek nou vir jou sê. Luister asseblief bitter mooi. Die Israeliete was afhanklik van sekere geordineerde mans om vir hulle te sê wat God sê. Hulle het nie baie waarde aan die skrif van hulle geloofstradisie geheg nie. In die tweede plek, as jy vir hulle gevra het, hoe staan jou saak met God, dan sou hulle antwoord baie eenvoudig gewees het. Dit hang af hoe of waar ek is in my boetedoening. Ek en God is nie eintlik ooit staties nie. Hulle sou vir jou gesê het, sekere tye van die jaar, wanneer ek lanklaas by die tempel was, en wanneer ek lanklaas my offers gebring het, dan is ek eintlik ver van God af. Maar as ek met my duif, of met my bok, of met 'n skaap, of met 'n offerhande hier na die priester toe kom, en dit vir die priester gee, en hy dit nou namens my aan God offer, dan is ek nou ewe skielik weer naby aan God. En dis hoekom ek begin het deur eers kontekstueel vir jou te vra, waar sit jy, of waar staan jy tans, en hoe jy voel oor die woord, en in die tweede plek, hoe jy voel of waar jy is met God. En as ek vir jou sê, in die Ou Testament, en in Ou Israel, was dit die gebruik om staat te maak op mans om vir jou te sê wat God sê, en om op staat te maak op jou eie boetedoening, jou eie sondeoffer, dan dink ek meeste van julle wat bietjie skerp teologies luister, gaan al klaar vir my sê waantoe ek op pad is vanoggend. Dit is my vrees aan jou hand, dat die kerk in 2000 jaar nog steeds nie heeltemal verstaan waarvan Jesus ons kom verlos het nie. Hierdie Psalm skryf 'n hinkering, en dit begin dan in die klassieke literatuur eintlik as 'n tipe van 'n belydende skrif. As Israel hulle diere na die tempel toe gebring het, dan was daar, en jy sien dit miskien nog in ou films, dan was daar altyd een of ander oom met 'n vreeslike kopbedekking en 'n vreeslike mantel wat daar gestaan het en die bokke ontvang het, en dan sou hy nou, voordat hy nou die ding op die altaar sit, sou hy 'n vreeslike gekerm geuiter het. Hy sou nou daar gestaan het en geskree het hoe sleg die volk is, en hoe boos hulle harte is, en hoekom hulle so afhanklik is van God. En die begin van hierdie Psalm klink amper soos een van daai liede, met een baie belangrike andersheid. En dit is dat dit nie in die groep geskryf word nie, maar vir die individu. So kom ons luister. Psalm 32 begin as 'n gedig van Dawid,
Maar as ons dit lees, dan sien ons dit lyk eintlik soos 'n melodie of 'n lied. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Kan jy dink, ek wil jou net vinnig vra, kan jy dink hoe tevrede jy sal wees in jou lewe as daai stelling die opskrif is op jou grafsteen? As ek sê, hierso rus Tannie Cecile Kleinhans, sy het baie honderde jare oud geword, en sy was 'n mens in wie se hart geen valsheid was nie. Dit het goed gegaan met haar, want al haar oortredings is vergewe. Geen onreinheid in haar gees nie. Tannie, sal dit oukei wees? Is dit 'n lewe wat die moeite werd was om te leef? Nee. So hierdie psalmskrywer begin amper met die ideaal. Dis amper soos as jy 'n kook vertoning op TV kyk. Nee, voordat hulle bak, wys hulle mos eers altyd vir jou wat jy gaan bak. Jy sien daai perfekte sjokoladekoek. En dis die ideaal. Dis wat ons vandag wil vermag. Jou bak, as jy nou klaar gebak het, moet so lyk. En dan begin die vertoning, nee. Nou, hoe gaan ons dit reg kry? En hierdie psalmskrywer begin deur te sê, hierdie ding is waarna toe ons almal streef. Ek dink dis tog wat ons almal wil bereik. Dis waar ons almal geestelik wil uitkom. En dan gaan hy nou vir ons sê, hoe werk dit? Hoe lyk die resep? Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in 'n somerhitte. Toe ek my sonde bely, my oortredings nie wegsteek nie, ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Ek het al baie male met u gepraat oor die rede oor hoekom ek nog steeds so vashou aan die gereformeerde liturgie. En dit is eintlik vir my kommerwekkend dat ek selfs in my eie kerk se strukture daaroor gevra word. Daar is ander dominees wat na my toe kom en sê, Van Wyk, jy weet, hoekom dra jy nog die toga? Ene Van Wyk, hoekom, ek sien jy doen 'n fotum en ek sien jy doen 'n seëngroet, ek sien jy doen 'n geloofsbelijdenis en dan altyd hierdie snaakse vraag, jy doen tot nog die skuldbelijdenis. Hoekom? En dalk het dit bietjie tyd geword in ons eie gemeente, dat ek dalk net vir julle sê, hoekom? In ons kerk, hierdie kerk, waarin ons glo, en ek praat nie van Silverton Kruin nie, ek praat van die kerk van die eeue. Die kerk wat deur mense veel wyser as ek gevorm is dit absoluut ons geloofoortuiging, dat die Bybel in die eerste plek die belangrikste bron van inligting is. Nie dominees nie. Dit is net terloops hoekom daar togas is, of was in die verlede. Daar was eintlik vir ons geleer, of vir ons gesê, dat wanneer 'n dominee by die kerk aankom, hy daar aankom, eerder as Van Wyk. Nou sien, as Van Wyk hier aankom, dan wil ek nou vir julle sê, dan gaan daar nou 'n paar goed met hom aan in sy lewe. Hy is besig om te wonder oor wat se kar hy moet koop, en hy is nog nie heeltemal seker nie. Sy vrou het nou gesê, hulle mag begin oopmond soen, maar hy weet nou nie of hy vreeslik daarvan hou nie. Van Wyk is eintlik nog op die stadium baie kwaad vir sy kinders. Hy wil die oudste een eintlik 'n bietjie van 'n pak slaag gee, en die jongste een weet hy nie of hierdie ouetjie ooit in die lewe gaan rigting kry nie. Van Wyk het 'n klomp dinge wat hy ervaar. Maar vir ons is daar geleer, dat wanneer jy daar in die konsistorie staan, en jou toga aantrek, dan moet iets van Wyk begin doodgaan. Want in hierdie kerk is Van Wyk nie die prioriteit nie, en nie die belangrikste nie. In hierdie kerk is die woord van God sentraal, en moet tot Van Wyk homself verneder, om te sê die woord is bo my. En daar moet 'n breek wees. Dit is vir my een van die ongelooflikste dinge, wat ek in my lewe ervaar het, toe ek oorkant 'n man met so 'n toga gesit het, as 'n 16-jarige seentjie, waarna ek in daai week een van die lelikste dinge aangevang het, wat enige mens seker in sy lewe kan aanvang. En die predikant op die kansel vir my sê, Van Wyk, ek sien, jy lyk nie vir my lekker in die kerk vandag nie. Wat gaan met jou aan?
En ek daar voor daai dominee sit en ek vir hom sê, dominee, ek het hierdie week 'n ding gedoen waaroor ek skaam kry. En hy vir my sê, wil jy vir my sê wat dit is? En ek vir hom sê, ek kan nie vir jou sê wat dit is. Ek kry te skaam. En hy vir my vra, maar hoekom sit jy hier en jy lyk so bedroef? Hoekom sit jy hier en jy lyk so stikkend? Jy sit hier en dit lyk asof jy nie lekker verstaan wat met jou moet gebeur. En ek vir hom sê, ek mag nie hier sit nie. Ek moenie hier sit nie, dominee. Die ding wat ek hierdie week gedoen het, was so lelik, dat ek nie hier hoort nie. En daai man vir my sê, het jy gesien toe ons nou gepreek het? Het ek op 'n stadium gesê, ons moet ons skuld voor God bely. En vir hom sê, dominee, eerlik, ek luister nie eintlik as jy preek nie. En hy vir my sê, nou goed, nou daar's jou eerste fout. Het jy gesien, ek het op 'n stadium 'n teks gelees wat baie kwaai was. Dit was die wet, waar ek vir jou gesê het, hier is wat God van jou verwag. En toe het ek gesê, nou gaan ons 'n stil gebed hou, en in daai stil gebed, moet jy vir die Here sê, hoe sleg is jy? Het jy dit gedoen, Van Wyk? Hy vir hom sê, nee, dominee, ek het nie. Hy sê, daar moet jy vir hom sê, wat jy gedoen het. Moet dit nie vir my sê nie, sê dit vir God. En ek vir hom sê, maar, hoekom? God weet dit mos. God weet mos wat ek aangevang het. God weet mos wat ek gedoen het. Hoekom moet ek nou hier op 'n houtbankie op 'n Sondagoggend kom sit en sê, Here, U het gesien toe ek vir Geoffrey de Necker van sy fiets afgery het. U het gesien hoe ek hom geboelie het. U het gesien hoe lelik ek met sy sussie gepraat het. Hoekom moet ek dit hier sit? Hy weet dit dan. En hy ou dan vir my sê, maar Van Wyk, dit gaan nie oor God nie. God weet alles, dit gaan oor jou. Hierdie psalmskrywer, en dit is 'n simpel metafoor, maar dit is so sterk. Hy sê, toe hy nie sy skuld voor God bely het nie, was dit 'n las wat hy op homself geneem het. Hy sê dit daar, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos die water in 'n somerhitte. Weet julle wat sien ek in my lewe? Ek sien so baie mense, elke week, wat nie verstaan wat die vryspraak van God beteken nie. Wat op een of ander manier nog die heeltyd besig is om met God te bargain, om met God te onderhandel, om God se guns te probeer wen. Here, wat moet ek doen? Moet ek nog Bybels gaan uitdeel? Here, wat moet ek doen? Moet ek nog 'n 10de iewers lewer? Here, wat moet ek doen? Moet ek nog 'n Bybelkursus bywoon? Here, wat moet ek doen? En daai sondelas sal jou verteer. En wat my hart breek, is waarmee die kerk besig is. Die moderne kerk is 'n kerk wat nie meer vir mense wil sê hulle het sonde nie. Ons wil dit nie hoor nie. As jy nou in hierdie besigheid wil swaar kry, dan moet jy deesdae 'n kerk wees wat vir mense sê hulle is nie goed genoeg nie. Jy moet nou 'n kerk wees wat vir mense sê, weet jy wat? Jy het sonde. Want wat ons eerder soek is vermaaklikheid, enigiets om net ons aandag af te trek van hoe sleg ons regtig is. Laat ek eerder net sit met rookmasjiene en ligte en ouens wat my goed laat voel, lekker stories vertel, tot 'n grap of twee maak. Maar moet net nie vir my sê ek het sonde nie. En weet julle, as ons dit doen, is ons nie arm nie. As ons dit doen, is ons totaal en al waardeloos. Waardeloos. Hoekom? Ek glo dit met my hele hart, want ek leef dit. Skuldbelydenis voor God maak jou vry. Skuldbelydenis voor God herstel jou waarde. Kom ek bewys dit vir jou aan die hand van iets wat hierdie week met my gebeur het. Ek sit hierdie week in my kantoor en een van ons diakens kom sien my. Dis 'n mens wat saam met my werk, wat my mos nou in aksie in die bediening sien. En hy's kwaad, sy hart is seer, geregtelik so. En ek sê vir hom, praat met my, sê vir my wat pla jou. En hy sê, dominee, ek wil jou nie sê nie, want eintlik is ek te kwaad. Ek sê vir hom, maar jy moet dit sê. Ons is mos in die kerk, ons moet mekaar aanspreeklik hou. Praat met my, sê vir my wat is in jou hart. Hy sê wel, sonder om te dink, en ek kan sien dit sonder om te dink, sê hy blaatant, kliphard die volgende stelling. Hy sê, weet jy dominee, jy
is 'n baie goeie prediker, maar jy's 'n slegte mens. Sê dit net so vir my. Nou daar's 'n klomp dinge in my gemoed en in my gees wat wil reageer, nê, want ons is mos almal daar in die seunskool groot geword as 'n ou slat, dan moet jy moet daarom of koes of terugslat. Maar toe hy dit vir my sê, het ek na hom gekyk en ek het met eens besef hoekom hy dit sê. Ek het geweet waar sy seer is. En ek antwoord hom. Ek sê, jy's reg. Jy's heeltemal reg. Inteendeel, jy's nie heeltemal reg nie, want jy weet nie eintlik hoe sleg ek regtig is nie. Want die sleg wat jy al gesien het, is eintlik net die bokant van die melkbeker. Ek's veel slegter as wat jy dink. En ek wonder of ek wens so ek kan mense in daai kantoor invat, om sy reaksie te sien. Want ek weet, vir 'n feit, hy het nou verwag, hierdie ou gaan nou seker try om vir my te sê hy is nie sleg nie, of hierdie ou gaan nou seker try om homself te regverdig, of hierdie ou gaan nou seker 'n klomp dinge try. Maar ek sit voor hom en ek sê, weet jy wat, ek is inteendeel slegter as wat jy dink. En dadelik gebeur daar iets in hom. Dadelik is hy soos, wat? Aanvaar jy dit net? Ek sê vir hom, ek aanvaar dit nie net, ek glo jy's reg, maar ek wil graag hê jy moet vir my sê hoekom jy sê ek sleg. En kan jy dink, hoe frustreer ons God? Kan julle dink, hoe irriteer ons God? God wat ons ken, julle. God wat ons binnekamer gedagtes verstaan. God wat alles van ons weet. Nee, kan julle dink hoe siek moet ons hom eintlik maak? As ons lot sondaars, week na week met ons blink dasse en ons silwer baadjies en ons skerpend skoentjies, week na week hier wil kom staan en vir die hele wêreld wil wys, ja, ons is die kinders van God, ons is fantasties, ons is vlekkeloos, ons is net, kyk na ons. En hy eintlik weet, julle is niks. Hy weet dit. Ek het nou vir jou gevra, waar staan jy in verhouding tot God? En ek weet nie van jou nie, maar ek weet van myself. My antwoord op daai vraag is eintlik skandelik. As ek eerlik met myself moet wees, het nie hierdie week die dinge gedoen wat God van my verwag het nie. As ek eerlik met myself moet wees, het ek hierdie week baie tyd, baie energie en baie entoesiasme op 'n klomp ander dinge, anders as God se koninkryk verspil. Ek was nie hierdie week die man wie God wou gehad het ek moes wees nie. Dit is die waarheid. Dit is die realiteit. En weet jy wat? Ek ken meeste van julle bietjie goed. En ek weet nou, soos die haken wat oorkant my gesit het, as ek jou lewe so fyn moes dophou, dink ek, Tannie Cecile, sou ek tot vir Tannie vanoggend kon sê, Ania. Ek weet nie hoekom nie julle, maar ek dink Tannie Cecile het hierdie week ook gesondig. Vermoed dit, ek weet nie. En dis hoekom ons dit moet doen. Dis die ongelooflikste ding wat 'n kerk, wat 'n gelowige mag doen, is om voor God neer te val en te sê, kom ons leen ons woorde uit die Bybel uit, ek sondaar is u nie waardig nie. Ontferm u oor my. Dink 'n bietjie aan Jesus Christus se optrede julle. Wanneer het Jesus genade gehad? Elke keer? Wanneer die mens in gebrokenheid tot hom genader het. Toe die vrou met bloedvloeiing op haar knieë net aan sy soompand wou vat. Toe die man aan sy sy gesê het, Here, ontferm u oor my. Ander, ek en jy verdien wat ons hier oorkom, maar hy verdien dit nie. Toe die arm man op sy bors geslaan het en gesê het, Here, ek sondaar. Dan is God op sy grootste barmhartig. Nou wil ek jou die teendeel vra. Wanneer is God toornig? Wanneer is God regtig 'n regter? Waar was Jesus op sy kwaaiste? In die kerk. Dis vir die leviete en vir die priesters wat hy gesê het, julle is wit gepleisterde grafte, julle lieg. Dit was in die kerk wat hy die tafels omgegooi het en gesê het, my huis van gebed word 'n handelshuis. En daarom wil ek vandag as 'n kind van die Here vir julle goeie advies gee. Moet nooit
moet nooit in geestelike hoogmoed na God toe gaan nie, want hy sal jou verneder. As jy tot God wil nader, gaan in totale eerlikheid, in jou gebrokendheid na hom toe, want dan sal hy genadig wees. Hoe weet ek dit? Kom ons doen dit. Ek wil jou uitnooi om saam met my net so te sit en jou skuld te bely. Doen dit. Vanoggend, wees eerlik met jouself. Ek gaan probeer. Sit gou hier vandag en vra vir jouself, waar is die jy wat God wil hê? En waar is jy nou? Wees eerlik. Waar is die taal wat God wil hê jy moet gebruik en waar is jou taal nou? Waar is die begeertes wat God op jou hart wil plaas en waar is jou begeertes nou? Waar is jou tyd, jou energie en jou entoesiasme wat God wil hê en waar is jy nou? En weet jy wat? Doen wat 'n 16-jarige ek nie gedoen het nie. Wees hier in die oomblik. Gaan nou na God toe en hê berou. Gaan nou na God toe en gooi die las af. Gaan nou na God toe en gooi jou lewe voor hom neer en sê, Here, hierdie is hoe ek is. Hierdie is die regte ek. U weet dit, maar nou kom ek en ek sê dit. Ek bely dit. Kom ons gaan as kinders van die Here in skuldbelydenis voor ons God. En nie omdat ons wil sleg voel of omdat ons wil trane trek nie, omdat ons nodig het om ons gees te kom was voor die Here. Ons gaan saam hierdie lied sing. Ons gaan net so bly sit in gebed. Lei ons lig deur hierdie duisternis, lei ons Heer, styl is die pad waarop ons pelgrims is, lei ons Heer, wys U die weg, ons wil U ewig volg, waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef nou Heer en vergeet tog daardie tyd. Ek weet hoekom mense nie wil sleg voel nie. Ek verstaan dit. Ek wil ook nou nie die hele dag daar sit en hoor hoe sleg ek is nie. Ek wil ook nie die hele tyd in die spieël kyk en dink hoe onbekwaam ek is nie. Dit is seker die rede hoekom ons as mense so wegskram van skulderkentenis, omdat ons nie heeltemal bereid is om te verander nie. Sien, die Israeliete was gelukkig. Hulle kon so een keer elke dan en wan 'n bok of 'n duif of 'n ding na die kerk toe bring en sê, sit al my las, sit al my sonde op hierdie ding en laat hy betaal. Die groot probleem met Christus is hy verwag daai offer self van ons. Ek het nou vir jou gesê daai twee dinge, nê? In die ou bedeling was die stem of die woord van die Here in ander mans se monde en was die versoeningspad met God in dade gesetel. Maar dit het verander. Die Psalm eindig, wanneer die skrywer verder gaan, dan sê hy, dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Hierdie teks staan in die Ou Testament. Mens kan dit amper nie glo nie, maar dit staan daar. Nie die priester nie, nie die hoëpriester nie, maar elke gelowige bid tot U. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. En dan praat die Here, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie.
soos 'n perd of 'n meel, wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly, laatare, julle in die Here en juig regverdig is, jubel alle opregtes. Hierdie is so 'n mooi teks om eintlik die teologie van die kerk te verstaan. Want die eerste ding wat mense dan seker wil weet is, hoekom is daar dan hierdie sondelas? As God by magte is om alles te doen, hoekom is daar hierdie lelik? Ek weet, Wesel, jy wil nie ooit kan dink dat Livia iets verkeerd gaan doen nie. Jy daar waar sy nou lê, kan jy dit nie glo nie. En ek weet jy wens dit nie vir haar nie. Jy wens nie dat sy eendag sal rebelleer nie. As dit in 'n ouer se vermoë sal hulle kind van alle onreinheid, alle onsedelikheid en alle sonde weerhou. En dan kan ons die vraag vra, maar hoekom het God dit nie gedoen nie? En dan gee hy vir jou die antwoord. Want hy wil hê jy moet vir jouself dink. Jy is nie soos 'n perd of 'n donkie wat met 'n stang in jou bek beheer moet word nie. Dit is die engele. Die engele het nie die keuse of die vrye wil of hulle vir God of teen God wil kies nie. Hulle kan nie in 'n eerlike opregte verhouding tot God nader nie. Hulle is gemaak om hom te aanbid. Hulle het geen ander keuse nie. Maar God wil meer hê vir my en jou. God gee jou die keuse. God sê vir jou, ek wil hê jy moet my kies. En hier is waar ek het nou vir julle gesê hoekom ek so bekommerd is oor die kerk, maar kom ek sê vir julle hoekom ek so bekommerd is oor die wêreld. Ek weet nie waar het ons in hierdie malheid verdwaal dat die area tussen wit en swart grys is nie. Waar het ons ooit gedink dat reg en verkeerd hierdie hele ruimte in die middel het wat ons eintlik mee kan speel. Jy weet dat as hierdie God se wil is en as hierdie sonde is, dan kan ons almal hier in die middel nog miskien 'n bietjie oukei wees. Weet julle, ek wonder partykeer, kyk julle saam met my na die wêreld. Kyk julle saam met my na die beginsels, na die moraliteit, na die leefstyl wat ons deesdae as miskien kan ervaar. Hierdie idee dat God se wil nie volmaak is nie, maar dat ons miskien net so bietjie die grense kan skuif. Jy weet, ja, die Here vra liefde, maar jy weet, as ek vir jou sê Amerika eerste, dan moet Amerika daarom eerste wees. Ja, die Here sê vir my, ek moet onvoorwaardelik vir die armes sorg, maar jy weet, ek moet daarom ook net seker maak, dat iets in my eie sekuriteit nog daarom net daar is en veilig is. En ja, die Here het vir my gesê, as ek my woord gee, moet dit my eer wees, maar, ag man, niks is mos deesdae meer waar nie. En hieroor is ek, hoe ouer ek word, ernstig. Al hoe meer ernstig. Die enigste ding wat die redding vir die mens kan inhou, die enigste ding wat daai baba dogtertjie volkome gelukkig sal maak in haar lewe, is die wil van die Here. Dis net, as sy kan leef soos wat God wil, en wat wil God? God wil liefde. Wat wil God? God wil genade. God wil barmhartigheid. God wil vreugde. God se wil is volmaak en goed. Maar dit gaan van haar vra om sekere besluite te neem. Sekere keuses te neem. Dat as sy voor die Here gaan staan en sê, Here, hier weet ek, want die Gees kla my aan. Hier weet ek het misluk. Rig my dat ek môre beter is. Dan moet ek dit doen. As ons oorgee, en hierdie woorde leen ek by Jesus Christus homself. As ons gaan aanhou oorgee aan die sonde, as ons as 'n mensdom in hierdie land gaan aanhou bly kies vir haat in steede van liefde, as ons gaan kies vir oordeel in steede van vryspraak, as ons gaan kies vir selfsug in steede van genade vir ons naaste, hoor wat ek julle sê, die sonde het net een kroon en dit is die dood. Hier's geen grys area nie. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n meel wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte. Klaar. Die woord van God leer ons dat as ons nie die wil van God nastreef nie, ons 'n smartvolle pad sal loop. Maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Julle, ek het in my huis 2 seuns.
En ek moet vir hulle baie dinge leer. Ek moes hulle leer fietsry, ek moet hulle leer tandeborsel, ek moet hulle leer om hulle hare te kam. Maar op die einde van die dag, as ek in die aand in my bed klim en vir myself vra wat is die belangrikste ding wat ek hierdie 2 kinders moet leer in die lewe, is dit eenvoudig dit. As jy gaan soek na die wil van die Here, sal jy voorspoedig wees. As jy jou eie sondige begeertes gaan nastreef, sal jou lewe vol smarte wees. Toets dit aan jouself. Ek wil hê daar waar jy sit nou, dink aan die ergste, slegste, bose, lelikste ding wat in jou hele lewe met jou gebeur het. En vra jouself een vraag af, kom dit van God af, of kom dit iewers uit die sonde van die mens? Ek weet nie wat julle antwoorde is nie, maar ek ken myne. Die lelike goed in my lewe was gebore uit die sonde. En as ek nie iewers in erns my skuld voor God bely en sê, Here, ek kan nie, maar U moet, dan het ek nie hoop nie. Ek het nou vir julle gesê, in die Ou Testament het die kerk staat gemaak op mans om die woord van God te bring. Kan ek julle vra, is ons nie weer vandag besig om in daai slaggat te trap nie? Is ons nie weer besig om te veel gewig, te veel geestelike verantwoordelikheid aan geestelike leiers toe te vertrou nie? Ek stap in koemboeke in en ek sien baie meer boeke wat deur mense geskryf word. Ek stap in kerke uit en ek stap in kerke in en ek sien baie meer mense wat praat oor wat God sê, as wat ek mense sien wat ernstig besig is met die woord van God. Jy het my nie nodig nie. Die diaken was reg. Ek is sleg. As jy soek na die woord van die Here, maak jou Bybel oop en lees wat dit sê. Dit is nie onduidelik nie. Maar ek leef in 'n kerk waar mense nog steeds probeer om met God te onderhandel en om God se gunste te koop of te verdien. Here, U moet my genadig wees, want ek het laas Saterdag potholes reggemaak. Here, U moet my genadig wees, want U weet ek gee my bydrae. Daardie nonsens het gestop aan die kruis. Die woord van God, solo scriptura, net die woord, praat die alleen waarheid. Solo gratia, net die genade van Christus is genoeg. En dis, ek weet wat julle wil hê. Julle wil hê dit moet moeilik wees. Julle wil hê dit moet kompleks wees en onverstaanbaar wees en dat ons elke week hier moet kom sit, dat ons vir mekaar kan leer. Ek is jammer, dit is nie. Dit is so maklik soos dit. Kyk in jou lewe in, identifiseer die sonde wat jou van God se weerhou, bely dit in skuld voor die Here. Hy sal jou in Christus vryspreek. En as jy vrygespreek is, Tannie Cecile, dan moet ons anders wees. Dan moet ons lewens verander. God koop ons vry, sodat ons vir hom kan leef. Want net sy weg is volmaak. Almagtige Vader, Heilige Gees, ek sit er om te sien hoeveel mense onder laste loop, en as ons hierdie bokse optel, ag Here, dan tel ons die bokse op van ons eie politiek, en ons tel die bokse op van ons eie ekonomie, ons tel die bokse op van ons eie idees, en ons eie gedagtes, ons eie drome, en ons eie ideale, en dan kan ons nie verstaan, Here, wanneer ons so vet gevoer in ons eie sonde sit, hoekom ons so ongelukkig is nie. Ons kyk rondom ons en ons kan nie verstaan, hoe kan 'n nasie wat so voorspoedig is, so verbitterd, so jaloers, so pessimisties, so hopeloos wees nie. Somat ons nie U het nie. Ons het baie bokse, Here. Ons het baie laste. Ons het baie gevolge wat ons dra. Maar baie selde is dit U. En daarom wil ek vandag my eie skuld voor U bely. Wil ek probeer om al hoe minder van myself te wees en toe te laat dat daar al hoe meer van U in my woorde, in my dade, in my optrede en in my lewe kan manifesteer. Ek wil toelaat dat die Heilige Gees en nie my sonde sal begin om my te dryf nie. Here, ek is nie skaam oor wat ek was nie, maar ek wil ook nie skaam wees oor wat ek sal wees nie.
Ek wil kom vra, Here, dat ek die sondeprys wat U betaal het vir my aan die kruis, regtig in my hele strewe sal waardig wees. Dat ek ook soos Petrus, nadat die haan gekraai het, berou sal hê. Maar meer nog, Here, dat ek dan vandaar 'n nuwe rigting, 'n nuwe wending ook sal inneem. Here, ek is baie keer spyt dat ek nie soos 'n perd is nie, en dat U nie die stang in my bek druk en vir my presies wys waar en hoe U wil hê ek moet lewe nie, want dit sou makliker gewees het. Maar dit sou nooit waar gewees het nie. En daarom kom vra ek dan dat die Heilige Gees 'n stang in my hart sal plaas. En dat U vir my die wil sal gee om U koninkryk te sien kom. As ek moet kies, Here, wil ek kies vir U. As ek moet leef, Here, wil ek leef vir U. Amen. Ons gaan saam met mekaar 'n belydenis van geloof sing, die woorde van lied 506, waar ons net sê, maar Here, U was so goed, U is so goed, Julle God is goed, en ons wil hom nastreef in dit wat hy doen. Groot maak my van sonde vry. U seën ontdruk my aan die dood. Hy dra die kruis vir my. U hulp, U liefde onbegrens, laat my van vreugde juig. U deernis met 'n dwaase mens, laat my eerbiedig buig. Genade so oneindig wyd, U skenk dit weer en weer. Dit is die hoogste heerlikheid, dat U my liefhet, Heer. Ek glo met my hele hart dat die evangelie so eenvoudig is dat tot ek dit kan verstaan. As jy met 'n hart in opregtheid na God toe gaan, dan is jy nie net die kind van God nie, maar word jy ook sy gestuurde. Wie ook al jy is, wat ook al jy al ooit aangevang het, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus jou vrygekoop het van alle sondes. Maar dat die liefde van God ons Vader jou reeds onderhou met 'n bepaalde taak. Hoe? Die gemeenskap van sy Heilige Gees kan jou gedagtes in jou hart vernuwe om 'n kind van God in die gemeenskap te wees. Ons amen vanoggend is 'n nuwe amen wat ons wil leer. So Jacques gaan hom vir ons een keer deursing en daarna dan gaan ons antwoord wanneer ons dit ook sê. Kom drink asseblief 'n koppie tee en kuier as 'n gemeenskap van geloof saam.